Nou goed, kom ons praat gou 'n bietjie vanaand oor 'n ander onderwerpie en dit is, wie is die leienaar? Johannes 8 vers 44 sê Yeshua vir die Jode wat by hom staan: julle die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, hy staan nie in die waarheid nie. Die waarheid is die wet van die Almagtige. Omdat daar in hom geen waarheid is nie, daar is in hom geen wette nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leienaar is en die vader daarvan. Die Here antwoord, sê vir ons met reg, dat u 'n Samaritaan is van die duiwel besete. Kom ek lees gou vir u 'n stukkie uit die skrif, dan sal jy 'n bietjie beter verstaan. Ek wil nie net op die versies konsentreer nie. Johanaan 8 vers 29 sê Yeshua, hy wat my gestuur het, is saam met my. Die Vader het my nie alleen gelos nie, omdat ek altyd doen wat hom tevrede stel. Terwyl hy hierdie dinge sê, het baie in hom vertrou. Yeshua sê vir die Jode wat in hom vertrou het: as julle voortdurend in my boodskap bly, dan is julle ware studente volgelinge van my. Ons gaan later 'n bietjie daaroor praat, en dit is die wedergeboorte en hoe om in Yeshua te bly, want Yeshua was tog die woord, die wet van die Almagtige, wat vlees geword het en onder die volk kom wandel het. Johannes 8 vers 33, hulle antwoord hom: ons is die nageslag van Abraham, en van die oudheid af het ons niemand as slawe gedien nie. Hoe kan u sê, julle sal vry wees? Yeshua antwoord hulle: dit is 'n tydlose waarheid wat ek julle sê. Elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. En die slaaf bly nie vir altyd in die huis nie, maar die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vry gemaak het, sal julle waarskynlik vry wees. Ek weet dat julle die nageslag van Abraham is, maar julle beplan om my dood te maak, omdat my boodskap, my woord nie begryp word nie. Ek praat van wat ek by my Vader gesien het. Julle doen wat julle by julle Vader gesien het. Dis 'n mondvol. En hierdie versies word so baie maklik verdraai. En die mense sê die Jode, Satan kinders, Satan, Jode se vader. Maar as jy nou gaan sien wat ek gelees het, dan sal jy sien ons kan aanvaar in ons lewe. Kan ons besluit en aanvaar wie ons vader moet wees. Elke een van ek en van u wat ongehoorsaam is aan die Almagtige, is 'n kind van die duiwel. Ag, jy het dit seker al gehoor in die huis. As jy stout is en jy doen kwaad, sê jy's die duiwel se kind as jy so en so en so maak. Dit kom van Johannes se dae af. Dis nie 'n ding wat nou uitgedink is nie, dis nie 'n Nuwe Testamentiese ding nie. Ek meen, wie was die eerste moordenaar? Kain. Kain was die eerste moordenaar, hy het vir Abel doodgeslaan. Nou ek hoor dit baie. Man, weet jy, ek wou dit nie doen nie, maar toe sê die duiwel vir my, ek moet dit doen. Of, hy is nie 'n moordenaar nie, maar die duiwel het hierdie slegte gedagte in sy kop geplant om te moord. Jy sien, die Satan werk soos 'n ondersteuningsspan wat aan u kant is. Kain, wat vir Abel doodgeslaan het. Dit beteken tog nie, hy was nie kwaad nie, hy was nie teleurgestel nie, hy was nie bedroef nie, hy was nie hartseer nie, hy was happy, en toe ewe skielik toe kom die duiwel en sê, slaan jou broer dood. Nee, Kain was kwaad, hy was bedroef, hy was hartseer, omdat sy offer nie aangeneem was. En hy het in sy hart die bose plan bedink, teen sy broer. En wat gebeur? Die Satan motiveer hom daarin. En die Satan het hom aan, en die Satan sê, hierdie ou, sy offers, is aanvaar jou nou nie, slegte gewoonte hierdie. Vader is onregverdig, slaat jou broer dood. Satan het nie die moordgedagte in Kain se hart kom plant, die Kain het reeds met die moordgedagte geloop, en in sy verstand. En ek en u doen dit elke dag, presies dieselfde. En as ons met slegte gedagtes, en met slegte motiewe, in ons hart en in ons verstand rondloop, kan ek u verseker, gaan die Satan jou ondersteun. Want dit is presies wat hy wil hê. Hy is die vader van die slegte gedagtes. Hy is die vader van wetteloosheid. Kyk rondom u. Kyk in die wêreld, kyk rondom u in die land. Vader is die vader van die waarheid.
die Almagtige, die God van Abraham, Isak en Jakob. Sy woord is die waarheid, sy wet is die waarheid. Sy wet is die lig, sy wet is die lamp. Sy wet is ons blydskap, sy wet is ons beskerming. Wanneer ons daaronder uitbeweeg, dan laat ons die Satan toe om oor ons te heers en ons word dienaars van die Satan. Dis wat Johannes 8 sê. Gaan lees dit self. So vir wie moet ons blameer aan die einde van die dag vir hoekom dit in ons land gaan soos wat dit gaan, is die breë stroom Christendom. Die stelsel en die sisteem van die Christene vandag in die wêreld is my en u probleem. En dis waarop ons en waarop ek dit blameer hoekom die wêreld vandag lyk soos wat dit lyk. Die Christene en die Christendom het wegbeweeg onder die beskerming van die wet van die Almagtigheid. Hulle het hom vernietig. Hulle het met die gedagte gekom dat die wet van die Almagtige gekruisig is. Hulle het met die gedagtes gekom dat die wet vernietig is. Hulle het met die gedagte gekom dat ons nie meer hoef gehoorsaam te wees nie. En dan verwys ek weer na die stukkie wat ek julle gisteraand vertel het van elke eis het wette. En vandag toe ek aan hierdie stukkie lering werk, toe besef ek dat ons huiswette vandag, ek en u se huise, en u kan maar vanaand daar gaan kyk. Ek het dit vir 50 jaar lank gedoen. Ek en u se huiswette is gebaseer op die laaste 6 gebooie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie lieg nie, jy mag nie eer jou vader en jou moeder, ensovoort, ensovoort. Niemand mag in jou huis steel nie, as jy onmiddellik op die plek, as jy die joos aan in die kruip mag slaan. Niemand kan sommer vanavond by jou vrou kom slaap nie, want dit is teen die wet. Niemand moet by jou steel nie. Jou kinders moet jou respekteer. Maar ons kom by die eerste 4 gebooie, wat gaan oor die Almagtige. Jy moet die Almagtige lief hê met alles, met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Is daai wet vanaand nie in een van ons huise nie. Want vaders wil nie hê die kinders moet die Almagtige liewer hê as wat die kinders hom het. Hou my Sabbat, want dit is die teken tussen my en jou, sê Vader in Esegiel. Die Sabbate, my Sabbate, is die teken tussen my en my volk. Laat die wêreld kan sien, ek is hulle God en hulle is my volk. Daai netjie is ook nie in ons huise vanaand, hoor. Ons loop agter die Sondag van die Songod van die Katolieke Kerk aan. In hierdie land, in Suid-Afrika, in Namibië, in die wêreld, pas ons die laaste 6 gebooie vandag oral toe. Maar ons verwerp al 4 die eerste gebooie. Die kerk, die dominee, die priester, die predikant, almal van hulle, jy kan gaan lees vandag in die skrif, gaan lees gerus in Exodus, die 10 gebooie, en jy gaan agterkom, dat die ander is nog toepasbaar in jou eie lewe, maar die eerste 4 glad nie meer nie. Hoekom nie? Wie is die leenaar? Die Satan en die sisteem. En hoekom is hulle so? Hoekom oorheers hulle ons lewe? Ons het hulle toegelaat. Wat as ons gaan raad soek, gaan soek ons by die dominee raad. Wat jou Sondag kerk te nooi en jou geld vat. Want ons glo die dominee dink soos ons dink. En hy gaan ons ondersteun in dit hoe ons voel. En hy gaan ons laat gemaklik voel. Sê, ag man, die wet is lankal gekruisig. Julle is glad nie meer nodig om die wet om te onderhou nie. Dis Ou Testament stories. Moenie worry nie. Jesus is vir jou lief en Jesus sal verstaan. Dis die boodskap wat ons graag wil hoor. En dan gaan soek ons by die verkeerde raad. Want die Satan sê, kom ek ondersteun jou in die antwoord wat jy soek, maar reeds het. Gaan soek by hierdie een die raad. En jy gaan haal by hierdie een die antwoord wat jy reeds het, maar jy het ondersteuning gesoek daarin. Dis wat die Satan doen. Die duiwel doen hierdie tipe dinge. Daaroor sê Yeshua dit vir hulle. Ons Christendom en die sisteem in die wêreld vandag is ons probleem. Ons het onsself aangesluit by die sisteem van die Christendom. En ons het ons Vader demokraties uit ons harte en uit ons huise uitgestem. Jy kan vandag met my verskil. Gaan lees die skrif. Dan gaan jy agterkom ons het, soos wat Israel dit keer op keer in die geskiedenis gedoen het. En elke keer wanneer Israel dit gedoen het, het die Vader die volk met die dood gestraf. Soos wat Vader vandag hierdie boervolk met die doodstraf in Suid-Afrika. Gaan kyk hoe lyk dit. En ons bid dat Vader ons moet kom red. Hy moet ons kom beskerm. Vader sê nee. Hoe kan ek jou beskerm?
teen iets wat ek self voor jou gebring het. Die enigste beskerming wat ek jou kan bied, is kom weer uit die leuen uit, en onder my wet en my verordeninge in, want dit is jou beskerming. Solank jy weier om hier terug te kom, kan ek jou nie red nie, want ek het hierdie vloek oor jou gestuur. Ek is die Almagtige, spreek hy. Ek ben die Jode sê, in Johannes 8, ons is toch kinders van Abraham, of sê julle dit nie? Yeshua sê, ja, julle is kinders van Abraham, maar julle is ongehoorsame kinders van Abraham. Julle is gehoorsaam aan die Satan, aan die duiwel. Daaroor is my vader nie meer julle vader nie. Die duiwel het julle vader geword, omdat julle hom toegelaat het, om in julle harte en in julle lewens in te kom, en julle het julle beskikbaar en onderdanig gestel aan die Satan. Jy het sy slaaf geword. Dis wat Yeshua se woorde beteken. En dis presies waar ons volk vandaag staan. Ons lieg vir onsself. En ons koop onsself in by die leuen van die Satan, om te beter te voel. Ek hoor dit baie. Ek is 'n wedergebore Christen, my lewe behoort aan die Here. Sondag gaan hy kerk toe, Paasfees vreet hy 'n varkbout, en Kersfees koop hy geskenke. Is dit 'n kind van die Here, of is dit die kind van die Almagtige? Vader sê, bly weg van daai vandag. Die volk sê, nee, lekker feeste hierdie. Ons doen dit vir ons Jesus, vir ons God. Almagtige haat hierdie tipe van goed. En hy sê dit in die skrif, en ons wil by daai lering sal ons eendag uitkom. Jy weet, die Satan, ek dink my in die grappie, van die boer wat 'n papwiel gekry het in die pad. En hy en sy buurman was nie met mekaar lekker nie. En hy moet 'n pomp gaan leen by sy buurman om sy kar se wiel te pomp. En terwyl hy opstap na sy buurman se huis toe, maak hy homself in sy kop allerlei dinge wys van wat moontlik kan verkeerd gaan daar by daai huis. En hoe die buurman gaan optree en hoe hy gaan optree as die buurman so optree. En so het hy hom geloop opmaak. En toe hy by die buurman se deur kom te klop by die deur, en die buurman maak die deur op en sê, hallo buurman, wat kan ek vir jou doen? Toe sê hy, man, steek jou pomp in jou agterwêreld en dit draai om die loop. Nou ons is presies dieselfde. Dit wat ons onsself wys maak, die valshede wat ons onsself wys maak, gebruik ons en gebruik die Satan om ons in te koop en beskikbaar te stel as dienaars van die leuen wat hy die Vader is van. Hy is 'n moordenaar van die waarheid. Die stelsel, die Christendom vandag is die moordenaar van die waarheid van die Almagtige. Want die waarheid van die Almagtige is die Almagtige se woord. En sy seun is sy woord wat vlees geword het. En die stelsel het sy seun vermoor, omdat sy seun die waarheid aan die volk kon verkondig het. Gaan kyk, al die apostels en al die profete, almal van hulle is vermoor, gestenig, uitgebrand, gekruisig, whatever jy dit wil noem. Dit is vir ons te gemaklik, dit het vir ons te gemaklik geraak om op te staan en te erken ons het fouteer. Maar dan soek ons liewer verskonings by die Satan en soek verskonings by iemand wat ons swakheid sal aanmoedig en promoveer, sodat ons kan beter voel oor die nonsens wat ons aangejaag en die gebooie van die Vader wat ons gebreek het. Ek ben Yeshua het nooit gesê, al die Jode is van die duiwel nie. Maar baie mense vertolk die versie so, asof al die Jode van die duiwel is. Trots en ego is die probleem vandag van die volk. En dan lieg ons vir onsself, en ons lieg vir die Vader, om te sê dat ons is gered. Ons lieg vir die Vader om te sê, U is ons God. Ons lieg vir die Vader om te sê, ons glo in U. Wat as ons in hom geglo het, sou ons sy wette aanvaar het, en as hy wet geglo het, want hy is die wet, hy is die woord. Hierdie deel, wat in Johannes 8 staan, het niks met die Jood of met die Griek, of wat ook al te doen. Dit het te doen met wat ek wil. Wat ek nie wil nie. Ek wil dit doen, ek sal dit so doen, ek wil die Here so dien, ek wil nie afgod wees hou, ek sal my nie laat voorsê nie, want ek is die belangrikste vir myself, en ek sal ook nie my buurman na my jaarklip dan kom nie, en ek, en my goed, en my gedagtes is my die belangrikste. Ons volk het 'n mindprobleem, ons het 'n gedagteprobleem, en ons gedagteprobleem het 'n hartprobleem geword, en toe die gedagteprobleem die hartprobleem word, toe trek die Satan in ons gedagtes in, en nou beheer hy die hart. Dis wat gebeur. Wie is die leenaar? Ek en U is die leenaar. En die Satan lyk dit verskriklik. En hy por ons aan. Want ons voel lekker as ons onsself kon lieg, en ons 'n storieetjie kon uitlieg, dat ons dit beter voel, hoekom ons hierdie ding moes gedoen het. Hoekom ons teen die Vader moes optree. Satan sal vir ons altyd 'n rede gee daarvoor. Want hy hou daarvan. Hy is die Vader van die leuen. Vader se wet. Vader se verordeninge. Vader se insettinge. Vader se opdragte is die waarheid.
Die Satan haat dit. En hy haat ek en u wat dit probeer doen. Die kerk haat vir ek en u wat dit probeer nakom. Die dominee, die priester sê vir my, dis hippokraties om nou nog die wet te probeer nakom. Dan verwerp jy Jesus se kruisiging. Yeshua het self gesê, vir die ryk jong man, as jy gered wil word, onderhou my gebooie. Johannes 3:36, hy wat in die seun glo, hy die ewige lewe, maar hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. En die grimmigheid van die Almagtige bly op hom. Yeshua sê, bly in my, dan bly ek in jou. Jy kan nie vir altyd in hom bly en môre weer die duiwel se pad vat nie. Hy gaan nie in jou bly nie, hy gaan jou los. Soos wat die Vader hierdie volk gelos. Tot die volk omdraai en weer in die Vader wil kom bly. Dan sal die Vader aan die deur van die volk klop. En as die volk hierdie deur oopmaak, dan sal die Almagtige ingaan en saam met hierdie volk 'n maaltyd vier. En die volk saam met die Vader. Dan sal die Vader hierdie land genees. Ons volk kan dit nie doen. Boervolk gemeente, boervolk kommando, noem jou wat jy wil, Vryheidsfront, AWB, noem jouself. Jy sal niks aan hierdie stelsel kan verander nie. Jy sal hierdie saak wat die Almagtige met die volk het nie kan verander nie. En jy sal die regering en die teestand wat die volk in Afrika en Suid-Afrika vandag het, nie kan verander nie. Voor die volk nie omdraai na die Almagtige toe nie. Dit is al wat hierdie volk kan red. Ons moet ophou om te lieg vir onsself en die Satan die geleentheid gee om ons 'n slaaf te maak van sy leuen. Ons koop te veel en te maklik in by die leuen van die Satan. Ek lees dit elke dag op Facebook. Ons beklei vir 'n vrye staat en ons beklei vir die Bybel in die skool en ons beklei, ek weet nie waarvoor alles nie. Vir 'n eie regstelsel en vir Afrikaanse universiteite. Is daar 'n genootskap in Suid-Afrika wat opstaan en beklei vir die waarheid en bekering? Nope, die volk het dit nodig hê. Ons het die 4 gebooie wat die belangrikste is vergeet en het ons land uitgestem. Ons hou in ons huis in die laaste 6, want ons kan hulle toepas op ons kinders. Ek los u met hierdie versie en ek hoop dat Vader die oë sal oopmaak om die leuen te sien waarmee die Satan besig is om ons te bedrieg. Hebreërs 10:26. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar vir ons geen offer vir die sonde meer oor. Shalom.